Luttigse lens. Sielkunde, filosofie en kuns. Ons leef in 'n tyd waar almal oor selfsorg praat. Ons ken die taal en ons ken die tegnieke. Rus, grense, balans. Tog bly stres hoog, uitbranding algemeen en selfsorg iets wat ons uitstel of meganies sonder oortuiging probeer. So miskien is die werklike vraag nie wat is selfsorg nie, maar eerder wat maak dit so moeilik om dit werklik te beoefen? In hierdie episode ondersoek ek saam met twee kliniese sielkundiges, François Liebenberg en Roslyn Jantjies, hoe die ritme van ons samelewing, tesame met ons innerlike konflik, daartoe lei dat ons nie meer teenwoordigheid met onsself skep en die vraag vra, maar wat het ek werklik nodig nie? Ek hoop jy luister lekker saam. So vandag gesels ek bietjie met my twee vriende en kollegas, François en Roslyn, oor hierdie idee van selfsorg en ons almal weet wat om te doen, maar wat maak dit so moeilik? Waarom sukkel ons as rasionele, funksionele, ingeligte mense om selfsorg konsekwent toe te pas? So ek dink ons wil open met hierdie paradoks van ons leef in 'n era van ongekende toegang tot kennis, dat dit's nie 'n onbekende konsep nie. Ek dink in die werksplek en in korporatief en ons praktyke ook sien ons dat dis idees wat mense baie mee worstel ook vandag en tog bly uitbranding, stres en emosionele oorlading baie hoog. So ek dink nie dis regtig dat mense nie weet wat selfsorg is nie. Dit is die probleem dat ten spyte van hierdie kennis, kan mense nie begin nie of hulle kan nie volhou met dit nie. So dis vra ons die vraag, wat maak dit moeilik? En nou Paulus sê in Romeine 7 vers 19, van die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. So ons wil hierdie miskien reframe selfsorg as 'n psigiese uitdaging, nie 'n tegniese een nie. So ons wil wegskuif amper van praktiese raad na 'n bietjie na 'n dieper lens na dit kyk en bietjie kyk na konsepte soos innerlike konflik, net life, werk, kinders, verkeer ensovoorts, selfwaarde. So dis miskien dalk dit kan uit 'n invalshoek kyk van dat selfsorg is nie net 'n gedragsverandering nie, dit is dikwels 'n identiteits- en betekenisvraag. So hier wil ek graag vir François en Roslyn 'n bietjie inbring en vra, wat maak die implementering daarvan moeilik vir mense? Dankie Daniel, dankie dat jy vir ons uitgenooi het, vir my uitgenooi het na hierdie baie interessante en tog 'n relevante onderwerp. Ek dink selfsorg is 'n woord wat ons baie hoor, dis iets wat ons baie oor praat, maar soos jy ook sê dat dit kan nogal soms 'n bietjie moeilik word. Ek dink vir my, wanneer ek dink aan selfsorg, veral aan die psigiese kant van dit, dan dink ek van hy selfbewusmaking. Hoe maak jy jouself bewus van hoe jy voel op daardie stadium, waardeur jy deurgaan en dan ook wat jy benodig. So vir dit is vir my baie belangrik. Want ek dink is hierdie idee dat mense baie keer sal sê ek is fine. So hulle stel ook baie keer selfsorg uit want hulle funksioneer nog. Daar is miskien daar's nie 'n onmiddellike krisis nie. En ek dink ook baie keer ons grenslyn of basislyn verskuif ook baie keer oor tyd want die oorlading of die oorwerk die uitputting word ook oor 'n tyd genormaliseer vir onsself. Ons het al baie gepraat oor hierdie voorbeeld, die analogie van die geyser in ons huise ook. Baie keer van een van die funksies van 'n geyser is tog om warm water te verskaf. En jy weet, baie keer as jy die warmkraan oopdraai en die geyser maak 'n geraas en jy kan sien die ding is al 20 jaar oud, dan dink jy miskien moet ek die ding vervang. Miskien moet ek dit prioritiseer en my loodgieter uit te kry of dalk my versekering te kontak. Maar ons stel dit uit want die primêre funksie word nog verrig deur hierdie geyser om warm water te verskaf. En soos ons almal seker al te doen gehad het met 'n geyser wat bars, een oggend op 'n wintersdag, maak jy die warmkraan oop en boef, daar gaan die geyser en die huis en die kombuis is onder water en skielik moet die skooltrippie gedelay word want jy en die kinders moet nou alternatiewe planne maak, die loodgieter moet uitkom. So skielik word alles anders op sy geskuif
om nou hierdie probleem te prioritiseer en uit te sorteer en dan is dit baie keer net te laat en ek dink ons is baie keer daardie kiesers. Ja, Daniel, ek dink ek spring sommer maar ook hier in en wil aansluit by daai punt wat jy maak. Dis interessant, ek het op 'n stadium 'n gesprek met 'n ou gehad, ek weet nie hoe ons by dit gekom het nie, maar om te hoor, jy weet, hoe gereeld vat hy verlof. En hy sê toe, ag nee, wat ek vat nie reg verlof nie. Ek is nogal geskok. Ek dink, ja, hoe kan mens dit doen? Dis beslis nie ek net wendig daarna kyk nie en hy sê ag ja, ek voel nie altyd dis nodig nie. Jy weet of hy vat maar af as hulle toemaak oor die Desember vakansie en so. Tog ek by myself, hy sê, dit is nie nodig nie. Toe ons bietjie meer daarin gaan, toe klink dit my die industrie waarin hy is dit die kultuur en die werksomgewing is maar baie eintlik 'n ding van, hoor jy vat nie eintlik af nie. Want as jy afvat, beteken dit die werkslading raak dit meer op jou kollegas. So dit is soms, jy weet, interessant as mens dink, jy weet, wat keer mense om dit te implementeer. Ek dink mense se persepsie van dit is belangrik en wat hulle dink, die samelewing dink van dit. Wat ek ook al oplet is dat yes, mense kan dalk weet presies wat om te doen, soos jy dit genoem het, maar of hulle dit gaan doen, of hulle die besluit gaan neem en jy weet dit aktiveer, kan ek amper sê, wat hou hulle daar terug? En ek dink yes, definitief hulle persepsie van wat gaan ander mense van hulle dink, jy weet, gaan hulle dink dalk, jessie, ek is nie, jy weet, ek gee nie om oor my kollegas nie, ek sit druk op hulle, jy weet, hulle laat jou dalk skuldig voel daaroor, of jy maak dalk self hierdie aanname, so dan hou mens jouself terug om dit, jy weet, kan ek sê, uit te voer. Ja, ek hou van wat jy daar op die einde ook vooral gesê het, want ek dink dis baie keer ook al hierdie eie narratief wat in ons kop plaas begin vind van die stelsel kan nie sonder my funksioneer nie, of as ek nie daar is nie, wie gaan dit doen? En ek dink baie keer is daai wat vir ons verhoogde stres en angslakke veroorsaak oor hoekom ons nie byvoorbeeld kan verlof vat nie of kan prioritiseer nie. En ek dink in ons Suid-Afrikaanse konteks, ons weet byvoorbeeld dat in die werksplek is daar maar baie ontevredenheid. En ek dink dis een van die dinge wat 'n groot rol speel. Ek dink in ons konteks ook, maar met ons Suid-Afrikaanse uitdagings, miskien sosio-ekonomies, familieverantwoordelikhede, verkeer, finansiële druk, al daardie goeders, ek dink speel 'n groot rol en ek dink wat baie keer vir mense opkom soos in daardie konteks ook is dat ek mag amper nie eerste kom nie, want as ek eerste kom dan is ek selfsugtig. So ek dink dit baie keer wat mense mee sukkel is hierdie worsteling of konflik tussen om selfsugtig te wees en om te selfprioritiseer. En verlof wat ek dink is so 'n goeie voorbeeld, want dit is vir jou eie vir jouself wat jy dit doen, maar in die proses voel dat baie keer as ek selfsugtig, want ander mense ly daaronder en ek dink dis baie keer dan hoekom dit vir mense moeilik is om selfsorg toe te pas ook. Ja, ek dink soos julle albei praat, dink ek aan identiteit. En baie keer is ons identiteit amper gevorm deur om besig te wees, om harder te werk, om meer vir ander mense te gee. So wanneer ons begin dink aan selfsorg, maar bietjie selfsugtig te word, dan dit bevraagteken amper die wie is ek dan? Ja, Wat kan ek dan doen of wat is my bestaan? Is ek dan nou net aan myself gaan dink? So baie keer dan is dit word amper moeilik om te dink aan jouself, want as jy dan dink aan jouself, vir baie mense beteken dit dat ek gaan dan nie aan ander dink nie, dat ek gaan dan nie my prioriteite en my responsibilities wat ek het teenoor ander, sal ek dan nou nie nakom nie. En dit maak dit dan baie moeilik om net daardie tyd te hê vir jouself, om 'n bietjie te dink oor jouself en 'n bietjie dinge te doen wat ook vir jou voed, wat ook vir jou gelukkig maak en wat ook net 'n bietjie teruggee aan jouself. Ja. En ek dink ons luisteraars kan saam met ons sien hoe ons wegskuif hierdie van amper net 'n praktiese vraag van wat moet jy doen na daai amper as jy dit nou mooi verwoord het, Ros, identiteitsvraag. Ek dink die woord vir my opkom is selfwaarde, self-worth vir baie mense, want ek dink daai selfwaarde wat ons het word gekoppel aan produktiwiteit, om besig te wees, om nodig te wees, om te presteer. So wanneer ons dan selfsorg sou toepas, dan aktiveer dit miskien goeie soos daai ongemak van nou as ek dan nou rus, wie is ek? Of as ek nie vir ander mense A, B en C doen nie, is ek nog waardevol? So ek dink verseker, ek dink dit raak baie kere kan iets heel wat dieper. En ek dink dis een van daai goed wat mense amper dan onbewustelik net nie meer doen nie,
omdat dit ek dink groot amper eksistensiële vrae oor hulle self opbring en ek dink dit kan vir baie mense baie ongemak, angs en stres veroorsaak en ons weet mos maar dis baie keer net makliker om dit net te vermy om nie nog verder enige druk of oorlading op myself toe te pas nie. Ja, dis makliker om aan ander te dink as om aan jouself te dink, en om my spasie te create. Ja, so ek dink miskien net om aan die emosionele kant ook aan te dink want ons sien dit baie keer met mense wat ook uitstel, byvoorbeeld procrastinate ook. Dit gaan nie oor die aksie self wat hulle noodwendig uitstel of afstel nie, dit gaan oor amper agter dit wat se emosionele vrae agter dit die eentonigheid van die taak wat jy moet doen of die stres of die angs vir die taak vir jou opbring en dis hoekom mense baie keer dit dan nou uitstel. So ek dink wat ons sê is selfsorg en die idee van om stil te word en daai vrae te vra jy weet, en dit op jouself te rig, bring goed op soos angs, onverwerkte emosies, eksistensiële vrae soos nou gesê het van wie is ek en wat is ek nog waardevol, useful as ek nie A, B en C doen nie. En ek dink ook vir baie mense is wanneer hulle stil raak, dan kan hulle skielik ook hulle self toelaat om hierdie dinge te voel en dan is dit baie keer ook verskriklik oorweldigend. Weet mens, ons hoor baie keer van mense wat net skielik as hulle stil word, dan begin huil of vreeslik ontstel het en dit amper weet nie hoekom nie. Dis maar dis omdat daar soveel opgekropte emosies en gedagtes is wat hulle ook nou skielik voor tyd het en nou hulle self toelaat om te voel, maar nou is dit ook so opgebou dat ook net te veel voel. Ek dink ook as dit nou geraak in die idee van ek dink in ons samelewing is iets soos min slaap byvoorbeeld ook al so genormaliseer dat jy moet klaar kan kom met 5-6 ure slaap. So daai hele idee van ook moegheid en ons basislyne wat so oor tyd verskuif, dat ons dink dit is normaal om nie verlof te vat nie, om nie af te vat nie, om laat te slaap en met min slaap te probeer by die weg kom en eintlik doen ons in die proses onsself 'n geweldige onreg aan, maar ek dink ons is weer eens ons samelewing is ook so opgestel dat ons heeltyd of besig wil bly of produktief wil bly of amper heeltyd eintlik afgelei word om jy weet weer die verleidings en afleidings wat die heeltyd daar plaasvind wat eintlik dan 'n stokkie steek vir ons eie selfsorgproses om te begin. Ja, ek moet sê daarso is 'n baie belangrike punt wat jy daaraan raak. Die wêreld en die lewe is, jy weet, obviously weet ons is so besig. Daar's vreeslik baie dinge wat aan die gang is. Daar's jy genoem met verkeer wat mense in ag moet neem, kinders, jy weet, setbacks, terugslae wat ook al dit gebeur, die geyser wat dalk bars of so. En dan ook, ek dink, om terug te kom na die vorige voorbeeld toe van ou wat nie verlof vat noodwendig nie. So dit is nie nodig nie. Jy weet, beteken dit dan mens moet net vat wanneer dit nodig is en soos jy genoem het, dan is dit miskien te laat as dit sou gebeur. So mens wil kyk na, jy weet, hoe implementeer of hoe, jy weet, wat se ingesteldheid het jy dan rondom verlof, jy weet, dit is beter om dit natuurlik meer as 'n voorkomende ding te doen en na jouself te kyk so en dit so te geniet. So dis natuurlik een persepsie daarvan, maar die ander kant is ook wat hou mense dalk terug? Hulle dink ag ja, ek wag dit vir die regte tyd om te begin. As hulle nou miskien nie wil na kyk na hulle jy weet dieet of jy weet die kos wat hulle inneem of begin oefen nie, wat ook al hulle definisie van dit is of wat hulle wil doen om na hulle self te kyk. Hulle eie verwagtinge, hulle hoë standaarde, jy weet daai perfectionistiese tendens rondom nee, ek gaan nou elke dag ek gaan hierdie en daai eet en as hulle moet wag vir daai perfekte geleentheid, kan hulle dalk hulle self, kan ek sê, set up vir failure. En ook, as dinge besig raak, dan dink ek, okay, wel, gaan hulle nie by die gym kan uitkom nie. Hulle gaan dalk nie nou hierdie goed kan toepas of so wat hulle graag wou gedoen het nie. So, ek dink in 'n manier, wil ek sê, dit gaan nie altyd volhoubaar wees nie. En ek dink dat dit sluit dan aan by miskien 'n ander tema, wat ons bietjie kan bespreek. En as dit nie is nie, nou daar goed gebeur. Ons weet die lewe is maar moeilik, dat daar gaan hierdie terugslag wees. So dit gaan maar meer eintlik in my opinie, jy weet, jou ingesteldheid oor hoe jy dit aanspreek of hoe jy daardeur werk, eerder as wat jy terugslag wil voorkom. Absoluut. Ek dink wat vir my opgekom het ook toe ons nou begin praat ook die woord wat jy daar genoem het, die operatiewe woord dink ek is voorkoming. En ek dink daai link my baie keer met, ek dink ook weer selfwaarde, want ek dink baie mense ag hulle self amper nie belangrik genoeg of goed genoeg om daai voorkomingsstrategie
strategieë in plek te sit ook baie keer nie. En ek dink ek het nou so 'n interessante artikel gelees, en dit gegaan basies oor hierdie idee, en ek weet daar's verskillende raamwerke en verskillende neurobiologiese sisteme wat baie dieselfde tipe goed vertel. Dus hierdie is een van baie, maar dit gaan oor hierdie idee van dat daar's glutamaat wat in ons brein opbou in die frontale korteks, soos wat ons dag baie bedrywig raak en ons besig is met baie uitvoerende funksies en besluitneming en admin en goeders ook doen en so aan. En wat basies gebeur is daai glutamaat raak net te veel vir daai deel van die brein en dit begin oorspoel na ander dele van die brein toe. En dis fokus dan aan die einde van die dag kom en ons voel net soos ons het net regtig geen lus of kapasiteit vir enigiets verder doen nie. So ek dink baie keer hoe mense selfsorg gekonseptualiseer het, is dit is nog iets om te doen. Ek moet nou nog iets gaan doen en dan het jy klaar nie eens regtig lus, kapasiteit, wilskrag vir die selfsorg nie, wat nou as 'n taak aan jou voorgehou word. Met ander woorde, daar's nou klaar weer 'n vermyding wat plaasvind. En dan 2, ons brein soek dan amper net die maklikste uitweg, the path of least resistance. So dis hoekom ons dan baie keer by die huis kom, waar ons skoene uitskop en miskien voor die televisie sit, YouTube of 'n reeks kyk. Nie dat ek sien daar's iets verkeerd met dit nie, maar wat ons nou doen is ons hou aan om die brein te oorstimuleer. Daai glutamaat byvoorbeeld reset glad nie, want ons doen nie enige byvoorbeeld bietjie mindfulness oefening nie, ons vat nie daai power nap wat ons dalk nodig het nie, ons gaan vat nie vinnige stap het om die kop skoon te kry nie. So klein goedjies, amper protokolle wat daai goed net sou reset, word nie gedoen nie, en so begin daai siklus dan as jy aand 3 ure later, as jy te moeg om enigiets verder te doen, dan gaan slaap jy maar, volgende oggend herhaal die siklus homself maar net weer. So ek dink ons baie keer ook, ons word vasgevang in daardie siklus, en ek wil miskien net by dit las ook, want ek dink daar is vir my 'n baie sterk gevoel wat baie keer ek dink dan deurkom wat mense sê, hulle het nie tyd nie, of hulle kan nie anders. Amper ek dink mense voel ook baie keer hulle eie vrye wil word ontneem deur werk, deur miskien die manier hoe hulle brein net heeltemal oorlaai voel, en hulle het regtig net wat hulle net voel, ek kan nie meer as dit doen nie. Ek dink nou maar sommer net so hardop ook aan, as jy praat van verlof ook, want ek dink in sekere werksplekke kan jy weet, aansoek doen vir dae van verlof, maar ek weet byvoorbeeld in 'n staatsstelsel met baie van die dokters, jy het nie 'n keuse wanneer jy wil verlof ook vat eens nie. Hulle gee vir jou, jy kan hierdie maand of daai, en jy moet nou maar kies tussen 2 opsies, maar dis nie noodwendig eens ideaal nie, en ek dink so begin daar stelselmatig afbreek gedoen, of word daar stelselmatig afbreek gedoen aan ook die keuse wat 'n mens het om te kan selfprioritiseer. Mens amper later voel, ek mag ook net wanneer iemand vir my die geleentheid gee, en ek dink dit raak al hoe moeiliker vir mense om uit hulle eie uit daai vrye wil te ontgin, om dan dit laat lei na aksie toe. En ek dink so raak ons dan ook maar net vasgevang in hierdie siklus van 'n samelewing, kultuur, digitale tegnologie en al hierdie dinge wat ek dink dit moeilik maak om te ontsnap seker ook dan van dit. Ja, ek dink ek kan saamstem met jou, Daniel. Ek dink wanneer ek dink aan selfsorg, baie kere dink ons aan byvoorbeeld om jou naels te doen, om jou hare te doen, om 'n bietjie van 'n spa date te hê, om uit te gaan met vriendinne. En ek dink daar is absolutely niks verkeerd met dit nie. 'n Goeie dag by die spa, of om 'n bietjie vir jouself 'n bietjie net daai ekstra care te gee. Dit is, ja, ek sal nooit sê moet dit nie doen nie, of moet dit nie deel van jou self-care plan te hê nie. Maar ek dink wat ons wel moet kyk is wanneer self-care begin die aanvulling, of wanneer dit buite mense of buite dinge benodig. So basically external stimuli. Jy kan nie agter jouself kyk nie tensy jy met 'n vriendin 'n koppie koffie gaan eet. Jy kan nie agter jouself kyk nie tensy jy na die haarsalon gaan, tensy jy iets doen wat ander dinge buite kan net jouself bevat. Daar is baie benefits of baat om net dan met jouself te sit, nee? En dis, ek dink dit is die moeilike iets. Jy het vroeër gepraat van, as jy saam met jouself stil sit, dan kom emosies op. Jy mag dalk meer emosioneel word, jy mag dalk meer kwaad word, maar ek dink daardie emosies is inligting, en daardie emosies kom reeds in daardie stille tye voor, om dan vir jou weer eens bewus te maak oor wat jy nodig het. So ja, hierdie
buitekantse selfcare of as jy moet sagte musiek opsit of jou naels of jou hare doen of iets doen wat buite stimulus beteken, that's great. But kan ons 'n balance kry waar jy actually net met jouself kan sit. Waar jy actually en dit kom in ons kan seker dit 'n bietjie later bespreek, hoe lyk dit eintlik? As jy met jouself sit, wat dit actually beteken, maar ek dink in dit is daar 'n baie enriching experience van jy leer jouself dan 'n bietjie beter te leer ken. Jy begin verstaan watter situasies laat vir my 'n bietjie meer angstig voel, watter situasies laat vir my kalm voel, watter situasies gee vir my 'n warm gevoel wat ek kan bly word oor iets, en watter situasies is actually dit nie. So daar is definitief iets rondom om net stil te word met jouself en wat absolutely niks require nie. Presies. Niks buite kan jouself require nie. Ja. Ek dink wat jy nou daaraan geraak het is die idee baie keer van hoe selfsorg dan amper bots met die wêreldsritme. Die wêreldsritme is daai van skeduleer nog iets, doen nog iets. So ek dink baie keer dan vra ons vir mense, jy weet, jy gaan 'n bietjie naweek afvat en dan as hulle sê, as die idee is ek is bietjie rustig die naweek, maar dan hoor jy hulle dit en dit beplan en dit is nie dat dit verkeerd is nie, maar dit is net nog iets om te doen. So daai hele idee van om met jouself te sit en vir jou een tyd met jouself te spandeer en twee, dink ek om die vraag te vra iets van soos, maar wat het ek nodig, word nie gevra nie, want jy kan nie daai vraag vra as jy heeltyd met ander mense en ander dinge heeltyd besig is nie. En so jy sê, daai goed mag op sigself ook ontspannend wees en mens het dit verseker nodig, sosiale koneksie en al daai goed, maar ek dink daar is iets dieper aan dit ook baie keer van wat ons dan nie by uitkom nie, of vir my, deurdat ons heeltyd besig is met ander goed. Ek dink wat by my opkom nou, soos wat ek luister, jy weet hoe julle praat. In die begin het ons genoem dat ons verstaan mense weet wat selfcare is en wat dit kan beteken, omdat daar juist so baie inligting daar buite is. Maar aan die ander kant wonder ek ook, omdat elkeen se konteks verskil, omdat elkeen se verantwoordelikhede en jy weet die druk wat op hulle is ook kan verskil en nie altyd dieselfde is op enige gegee oomblik nie, wil ek amper sê jy gaan ook in 'n manier moet incheck met jouself eers waar jy staan, maar ook wat beteken selfcare dan nou vir jou eintlik dan nou. Jy weet, ek dink eers daar's baie tools en baie voorstelle, maar wat gaan help vir jou en wat gaan werk vir jou? Ek dink Ross het net genoem dat mense basies nie afhanklik moet wees of kan wees regtig van hierdie eksterne goeders wat mense daai wegbreek kan gee nie. Maar ek wonder ook altyd met daai interne verwagtinge soos hulle genoem het van jy weet, ek voel nie ek kan nou miskien 'n stap neem vir myself en miskien môre afvat nie. Dit is nie altyd moontlik nie, so gesê het, of mens kan altyd wonder, jy weet, hoe kan ek my dag vandag bietjie eenvoudiger maak? Ja. Wat kan ek doen? Wat is in my beheer? En dis ook 'n belangrike ding. Daar gaan nie altyd wees goed wat mens kan beheer nie, maar wat is in my beheer wat ek my eie verwagtinge van myself kan verminder, sodat ek nie daai skuldgevoel het as ek nie by sekere dinge uitkom nie. Want as mens gaan incheck en sê, hoorie, ek is nou nie op kapasiteit nie, ek is op 40% of 60%, ek gaan nie dan nog 100 verwag van myself nie. So, hoe pas ek daai aan? Want as jy vir jouself amper so toestemming gee om te disengage vir die dag, dan gaan jy definitief daai skuldgevoel of ten minste meerderheid van dit elimineer en jy kan actually na jouself kyk en die reset doen wat jy nodig het. Gaan nie altyd tot die mate wees wat mens nodig het nie, maar daai mini inchecks amper kan ek sê, jy weet, tydens die week en so kan regtig vir jou ook 'n goeie kan ek sê 'n punt wees waar jy kan sien hoe dis nou waar ek is en ek kom agter ek gaan dalk nou regtig moet verlof vat soos dit nou staan, want ek wil nie myself so druk tot uitbranding of so nie. Ja, presies. Ek dink wat jy daaraan geraak het is daai idee van as mens jy vraag dan vra van wat het ek nodig? Jy weet, iewers moet jy kan stil staan en stil wees om daai vraag te vra. Jy gaan nie opstaan en skielik ek weet dit nie. So jy moet 'n proses iewers te begin en ek dink jy het ook nou aan dit geraak, Ros, is hoe lyk dit? Hoe lyk daai idee van om met jouself te sit en amper te praat, en dis vir my dis 'n Jungian idee wat ek dink in ons moderne sielkunde stroom baie beklemtoon word deur iemand soos James Hollis wat praat van die idee van om te luister.
jy weet is sy woord daarso is die belangrike woord. Wat het ek nodig? En goeie soos introspeksie, selfrefleksie, om 'n joernaal te hou is baie keer van die praktiese goeders, maar ek dink weer eens dit kan so maklik 'n to-do ding raak. Jy weet 'n to-do list in plaas van om die kliseë te gebruik 'n to-be list. Want as jy heeltyd hierdie goed wat ons moet doen, ek moet nou my dagboek hou, ek moet vinnig dit inskryf, jy weet en dan het ek nou mindfulness gedoen, ek check dit af. Maar eintlik het jy nooit stil geraak en was jy net nooit teenwoordig gewees nie, present of mindful nie. Jy het nooit geluister na wat jy nodig het. En ek sê daai woord is my dalk van nou opgekom het toe nou praat ook François is luister ons ooit na onsself en ons praat nou net dan miskien om dit so te maak is ons sê eintlik wat maak dit vir onsself moeilik om te luister, want agter die luister is die selfsorg, want om te weet wat jy nodig het moet jy eers kan luister en vir jouself daai spasie te gee en toe te laat soos julle ook genoem het, is ek dink wat baie mense uitstel, afstel of nie van bewus is en weet is hoe dit werk nie en wat hulle moet doen nie. Ja, absoluut. Ek dink is daar vir my en ek dink ons praat 'n bietjie oor hoe lyk daai jy noem dit nou aan as mindfulness en hoe maak jy jouself dan bewus van hoe jy voel. Daar is ietsie wat ek absolutely baie waarde actually aanheg en miskien kan ons dit ewen in hierdie gesprek nou doen. En ek dink baie van ons luisteraars mag miskien dit al reeds gedoen het of miskien weet van dit. And it's a very simple mindfulness just to connect yourself to what you are feeling waardeur jy gaan. So as jy omgee, kan ons dit miskien en ons hoef nie hard daaroor te praat nie, but just to kind of om miskien net om 'n bietjie van 'n praktiese aanvulling te gee vir ons luisteraars. So waar jy ook al nou is, waar jy jouself bevind, as ons miskien net kan dink aan ons 5 senses, right? So ons dink aan ons 5 sintuie, dan praat ons van wat ons sien, wat ons voel, wat ons hoor, wat ons ryk, as ek dit reg sê, en dan ook wat ons proe. So tussen ons drie hier, kom gaan net 'n bietjie en ons maak onsself gewoon net bewus van hoe ons nou voel. So dink aan 5 dinge wat jy sien op hierdie oomblik. So ons kan rondkyk in die kantoor waar ons sit en ons kan sien dat daar is 5 dinge en so noem dit dan net, jy kan dit saggies vir jouself noem of jy kan dit hard vir jouself noem. Ja, there we go. En dan kyk ons na 4 dinge wat ons voel. So kom gou terug na jou liggaam. Dink aan jou liggaam, dink hoe jy voel. En ons dink aan 4. Ek dink as ek aan myself dink, dan kan ek weet my bene is gekruis, so ek mag dit dalk 'n bietjie vir myself 'n bietjie beter sit. Ek kan dalk die rusbank voel. As jy enige juwele aan het, miskien voel jy dit. Daar sê. En dan nommer 3, ons dink aan 3 dinge wat ons hoor. There we go. So ons elkeen het seker baie verskillende dinge gehoor, maar dit maak ons ook 'n bietjie aware van wat is die sounds rondom ons nie. En dan nommer 2 dinge wat jy miskien dalk ruik. So vir soms kan ons miskien opstaan, jy kan miskien ietsie ruik, miskien die plant, miskien is dit jou eie parfuum, miskien is dit net hoe die vertrek ruik. Is dit nie accessible is nie, dink aan iets. Ek dink miskien aan 'n suurlemoen en onmiddellik kan jy dit ruik, daar die sitrusgeur nie. En dan ons laaste een, iets wat jy proe. Right? So dit kan iets is wat jy op hierdie oomblik eet, iets wat jy gedrink het. And again, if there's nothing, just think about something. Think about what it might taste like. So that is a very practical example that doesn't require Pragtig. anything, nee? Dit require niks van die buitekant nie. In fact, niemand hoef te weet jy doen dit nie. Right? So as jy 'n bietjie wil incheck met jouself, net 'n bietjie te voel, hey, waar is ek? Voel ek baie gespanne? Voel ek baie stressed out? Voel ek baie gejaag? Kom ek check gewoon net by myself in. And that's a very easy, simple way to just come back to the here and now. Wat nou aangaan. Baie kere wanneer ons deur ons lewe jaag, wanneer ons deur dinge gaan, dan ervaar ons sekere emosies and we just on to the next. Dit wat ons vroeër van gepraat het, nee? Ons moet dinge doen vir hierdie persoon as 'n afspraak, daar is hierdie taakie and we just thinking about what to do for the next. En dan is dit moeilik om te dink aan jouself. Maar as jy 'n oefening soos dit
actually deel maak van jou lewe, right? It's not something wat jy miskien net met jou sielkundige sal practice of net miskien in die aand sal dink, oh, what am I doing? Jy wil dit deel maak van jou dag tot dag. Just to kind of check in, hey, voel ek op hierdie oomblik? En daai feelings kom terug na jou liggaam toe. Your actual physical body wat baie dinge hou gedurende die dag. En 'n exercise soos hierdie help vir ons regtig baie om net 'n bietjie meer selfbewus te maak van jouself, maar dis actually 'n bietjie self-care ook. Ja. So ja. Ja, absoluut. Beautiful, dankie Ros. Ek dink dit is wat ek mooi daardeur kom vir my of twee goed wat vir my opkom is miskien die van teenwoordigheid, want wanneer ons in ons sintuie in aanraking kom mee, is ons, ek dink, by default teenwoordig, want jy kan tog nie, jy weet, die stoel se tekstuur voel in die toekoms of in die verlede nie. So wanneer jy dit voel, is jy teenwoordig. So ek dink dit kom baie mooi deur met daardie 5 sintuie oefening. En die ander ding ek dink wat ook baie keer opkom, ek dink vir ons en weet vir ons kliënte ook en so is dat mens hierdie kan benader met nuuskierigheid ook, want jy weet wanneer mense ek dink in aanraking kom met menself, is mense baie keer voor die tyd bang, wat gaan gebeur, wat gaan ek voel of wat is die werk nie, wat ook al. En al wat ek net wil sê is wees nuuskierig daaroor. Ieders wat jy dit sien as selfkritiek, jy weet, want ek dink so begin jy ook jouself, jou liggaam, jou emosies, jou siege ontdek. En jy weet, ek dink dis tog een van die, jy weet, die ou Griekse sieninge gewees, is die hele idee van know thyself, om jouself te verstaan en te ken. So ek dink dit is eintlik so 'n belangrike ding, jy weet, dis dalk lewensbelangrik self, dit is definitief psigies belangrik om hierdie selfverkenningsproses iewers te begin, en as jy sê, dit vat nie veel nie, so ek dink dit is ook, dis wat ons miskien ook vir mense hier so sê, deel van hierdie kognitiewe herstrukturering van die benadering tot ons selfsorgproses kan ook heeltemal anders te lyk as wat mense in hulle eie koppe dalk oor tyd geleer is ook, en ek dink dis eintlik, ja, ek dink jy het dit pragtig daar opgesom, Ros. So ek dink so ten slotte bring ons dit, ek dink ons het net met die proses weer deur te gaan. Ons het begin met die idee van sonder om selfsorg te definieer, want ek dink meeste mense het 'n goeie idee wat dit is. Het ons die vraag gevra, wat maak dit moeilik? En ons het beweeg na die idee van soos Frans en Ros baie goed uiteengesit het, dat ons eintlik moet stil word, teenwoordig raak om hierdie vraag te kan vra. Wat het ek nodig? Dis dink die diep onderliggende vraag agter selfsorg, wat het ek eintlik nodig? En deel van daai uitgangspunt is dan om, ek dink, in koneksie te kom met onsself, en uit daaruit ek dink, kan iets pragtig vloei, wat ek dink, weet, vir baie mense, hulle denkwyse, hulle emosies, hulle gevoel in die samelewing, ek dink op 'n baie positiewe manier kan verander. En ek dink dan, wanneer ons hierdie proses begin, is dit regtig net een ook van wat ons inligting inwin oor onsself, oor ons praktyke, oor ons sieninge, eerder as wat ons dit sien as ek het alweer misluk, of ek kry dit nie reg nie, of dit werk nie vandag nie. Is meer inligting van wat maak dit moeilik, en wat probeer my emosies, of wat probeer my siege vir my dalk vandag sê, waarna kan ek luister, en soos ons nou gesê het, om daai tyd vir onsself te bied, ek dink is dan nou krities en psigies noodsaaklik. Ros, Fransjo, baie dankie vir julle tyd vandag, en ek hoop julle as luisteraars het ook lekker saam geluister. Ja, baie dankie vir die geleentheid. Dit is altyd lekker om te gesels. Dankie Daniel, dankie François, dis altyd great om saam met julle te wees.